Terwyl Karin al gebruik, kan jy gerus jou woord oopmaak. In Johannes 3, Galasiërs 5, Filemon. So die skrifgedeelte van vanoggend, soos ek net sê, is Johannes 3, Galasiërs 5, en die boek Filemon. Filemon is redelik wyd by. En as jy vinnig blaai, jy misblaai. Hy kom so net na Jakobus daar. Nee, Job. Is nie voor die Hebreërs. Dit gaan alles oor dat God ons verander. Die plek het, hou vas, ons gaan verder soek. Maar ek wil net graag dat ons open met gebed en dat ons die Here vra om ons geestelike ore en oë oop te maak en dat ons die bonatuurlike in hierdie kan raak sien. Net soos die slaaf van die leeu. Dankie ons Vader dat ons nou U om hulp kan roep en sê, Abba Vader, laat U Gees hierdie woord aan ons oopbreek. Maar dat dit nie net logos woord sal wees nie, maar rema woord. Life-changing scripture of God. Dat dit so sal wees, dat ons anders hier weg sal gaan, as ons hier aangekom het. Dankie dat ons op U kan staat maak, en U alleen, en ook U Heilige Gees, in Jesus Christus naam. Amen. My thema van vanoggend is, wedergebore kinders van God is anders. En as jy voel jy is nog nie anders nie, go for it. Laat die Heilige Gees jou anders maak. Ek wil 'n baie belangrike en 'n baie bekende skrifgedeelte met julle deel, en dit is Johannes 3. En dis sommer hier in die begin van Jesus se bediening. En hy sê, daar was 'n man met die naam van Nicodemus, en hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Hy was hoog. Hy was baie slim. Baie slim in die letterkunde. Eendag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, wat beteken leermeester, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen as God nie by hom is nie. Met ander woorde, hy verstaan met wie hy praat. En dan sê hy, Jesus sê toe vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. As hy nie opnuut wedergebore word nie, kan hy nie die koninkryk sien nie. En Nicodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie? Regte strikvraag van die Fariseërs, né? Hoe het ek dit nou met jou, Rabbi? En Jesus antwoord hom, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Want uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Een wedergeboorte beteken, jy gaan anders wees as jy weergebore is. Want as kind is jy gebore
met karaktertrekke en eienskappe van papi en mami. En miskien verder oupa en ouma, boeties te sê en oom se tannies. Iewers ter slaan van daai selfe streke uit. Of goeie tekens. En hier kom God en hy sê, okay, daai tyd is verby. Nou raak jy deel van my. Ek is God, en die feit dat jy besluit om my te volg, gaan ek doen soortgelyk wat ek met Maria gedoen het, my ma, en gaan ek my gees in jou plaas. Wat as jy terugdink aan Maria, die gees van God het haar bevrug. Nee mense, die gees het haar bevrug, en Jesus het uit haar gekom. En hier kom hy en hy sê, dit sal ook so wees, dat jy gaan my gees ontvang. Dis rustig. Hy sê, jy gaan uit die gees gebore word. Nou, dit is so obvious, die oomblik as jy God se gees kry, moet daar change wees. Maar jy moet dit toelaat. Jy moet toelaat dat God se gees se karakter en eienskappe na vore kom in jou. Ons moet verander. Maar ongelukkig gebeur dit nie altyd. So kom ons blaai na Galasiërs en dit Galasiërs 5. Ons sien in hierdie stuk in vers 16 en 18, volg die Heilige Gees, lewe deur die Heilige Gees. Die ou Afrikaanse vertaling sê, wandel in die Gees en veral met die vermoë en bewys dat jy besig is om betrokke te raak in die koninkryk van God. As jy dit doen, is daar change. As jou pa geneig was om deure te slaan, en hier kom jy en jy is opnuut weergebore, dink jy die Heilige Gees gaan wees, slag hom weer. As jou oom road rage het, dink jy die Heilige Gees gaan vir jou sê, yes, go for it. Wyf vir hom 'n vinger. Hy sal nie. En dis hoe change plaasvind. En hier's 'n belangrike gedeelte. Die 15de vers van Galasiërs 5. Wat staan daar? Hy sê, maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar later nie heeltemal verslind nie. Hoekom sê hy dit? Want die vers net voor dit praat hy oor die gebod van liefde vir jou en jou naaste en vir God. Hy sê vir hierdie gemeente in Galate, hy sê, onthou net, dis wat ek sien wat by julle gebeur. Jy weet, daar is vertalings wat sê, julle gaan so erg te kere, dit lyk of julle mekaar gaan verteer. Ek het dit al hier gesê, 60 keer sê. As jy iets geëet het, dan verteer dit en dan change dit. Niet in goed. Want die Engels sê eat will be devoured. Hier's 'n groot hinkering van verandering wat moet plaasvind en dit gaan oor jou gesindheid teenoor ander. En ek wil vandag my verstout en sê ons gaan die hele boek Filemon bestudeer. So blaai gerus na die hele boek Filemon. Hier is 'n amazing verhaal. En as ons een hier nog klaar is, dan moet hulle my bring. Jy sien Filemon sit in die tronk vir die
van God. En hy's besig om in die koninkryk te werk. Hy's besig om in die koninkryk te werk. En hy sit en dink aan Filemon. Filemon was 'n medewerker wat toe nie toegesluit was in dieselfde tronk. Maar hy weet van hom. En hy skryf vir hom hierdie verhaal en hierdie brief en hy sê vir hom, weet jy wat, as ek so terugdink, dan sê ek, jou trou aan die Heilige Gees en die Here Jesus Christus en aan die medewerkers is eintlik fantasties. Met ander woorde, Paulus kom en hy sê vir Filemon, ek sien daar's geestelike groei, né? Dis wat ons nou sê. Ek sien jy's okay. You are on your way, sê Joyce Meyer. Hy sê, maar ek bid. As ek bid, dan bid ek vir jou, dat jy verder jou kan verskerp in agape liefde. In agape liefde wil hy hê, hy moet verder groei. Hy sê, in vers 7, hy sê, hy voel hierdie liefde, wat hy besig is om aan te leer, agape liefde, wat die gebod van God is, né? Dat dit sy geloof ook nog verder gaan versterk. Ek weet nie jy nie, maar ek kom agter, hy is besig met Filemon, hy is besig om hom voor te berei vir iets anders. Hy sê verder, hy sê, maar ek het 'n probleem. Ek wil tans met hierdie gevoel in my vir jou so ver gaan, en die een vertaling sê, 'n versoek aan jou rig. Die ander vertaling sê, ek wil jou eintlik beveel. Hy sê, maar daar's iets wat met my in hierdie tronk gebeur het. Ek wat Paulus is, daar vers 9, hy sê, ek pleit namens Onesimus. Verskriklike naam. Onesimus. Hy sê, ek het Onesimus ontmoet, en ons is saam hier in hierdie tronk. Hy sê, en ek weet, jy en Onesimus het 'n historie. Onesimus is toegesluit as gevolg van sy optredes teenoor jou. Jy wat Filemon is, was die eienaar van Onesimus as slaaf. Maar weet jy wat? Hy het hom bekeer. Onesimus het hom bekeer en hy is nou deel van die koninkryk van God, waarvan ek en jy ook is. Hy sê, ek wil iets aan jou rig, wat diep in my hart is. Onesimus het so close aan my geraak, né? Ek ken dit. Hier is hierdie persoon, en julle het 'n ander tipe verhouding as daai persoon en iemand wat jy ook ken, maar nou raak hierdie een close aan jou. Hy sê, ek en Onesimus het baie verdiep in liefde geraak vir mekaar. Hy sê, inteendeel, hy het soos my seun geword. Hy het 'n geestelike seun van my geword, en daarom praat ek met jou. En wat sê hy vir hom? Hy sê, Onesimus gaan binnekort vrygelaat word. Maar weet jy wat, ek, Paulus, sal hom graag in my ministerie wil gebruik. Maar ek sal toegestaan. So hy sit met 'n probleem nie.
Onesimus het talente en hy sien hoe God hom verander het en met hierdie verandering is daar 'n calling op sy lewe. En hy sê vir Filemon, hoor ek het Onesimus vir jou terugstuur. Maar hoor hierso. Ek weet van julle verlede. Ek weet, die history is not good. Maar ek wil vir die res lees soos dit hier staan. Hy sê in vers 13, kom ek lees vir ons net so uit die Bybel uit. Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy my in jou plek kan dien. Hier is 'n plek vir offense. Kan jy jou indink? Paulus sê daar, hy sê, jy het 'n slaaf, hy was vieslik teenoor jou, jy het hom te laat toesluit, en vergeet wat nou verder gebeur het, maar ek wil my jou plek gebruik. Toe jy net so verbaas, jy verstaan nie slaaf. Maar kyk net hierna, hy sê, en terwille van die evangelie 'n gevangene is, hierdie Onesimus en ek. Hy sê vers 14, maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldade nie uit dwang sal wees nie, maar uit vrye keuse. Net 'n entjie terug sê hy vir Filemon, ek het die reg om vir jou bevel te gee. En hier in vers 14 sê, maar tog, weet jy wat, ek het seker my plek bietjie oorspeel, en ek wil dit nie op jou afdwing nie, maar, né? Vers 15, miskien was hy 'n kort tydjie van jou af weg. Hy sê dit, eintlik dat, weet jy wat, sy stinking attitude is nog steeds vars in jou geheue. Né? As hy dit so geskryf het, het ons almal dit verstaan, want dit is soos ons praat. Sodat hy hom vir altyd sou terugkry. Hy sê vir Filemon, jy wil eintlik nog steeds in jou hart Onesimus terugkry. Hy wil hom terugkry vir wat hy aan my gedoen het. Nou nie langer net as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Wat 'n groot versoek. In daai tyd om te sê, luister hierdie ou wat nou al jou vrotwerkies moes doen, as slaaf, is nou jou broer. Is nou jou geestelike broer daarin. Hy sê, dit is hy besonderlik vir my. Hy gebruik hom as voorbeeld, sy verhouding met hierdie Onesimus. Hy sê, ek weet hoe julle nog teenoor mekaar dink en is. Maar ek en Onesimus, hy is 'n broer van my in Christus. Hy sê verder, hoeveel te meer sal hy dit dan nie vir jou kan wees nie, as mens, as sy broer in die Here. Hy wil eintlik hier vir hom sê, get rid of the past. Kry die verlede agter julle en werk aan die hede. Onesimus is 'n nuutgebore kind van God. 'n ander karakter, ander eienskappe, ander missie, ander doel. Vers 17 sê, dis as jy my as deelgenoot in geloof beskou, ontvang hom net soos jy my sou ontvang het. Hy sê, as jy Onesimus sien aankom daar by jou huis, vergeet die slaafstorie, maak asof dit ek is vir hulle aankom. Spring op en af en skree en jubel en juig, want ek is jou geestelike broer. Is dit nie 'n tol order nie? Hy sê, vers
vers 18. Nou moet jy fokus. Hy sê, as hy jou enige skade aangedoen het, of iets skuld, sit dit op my rekening. Ek het een gehoor. Oeps. Het jy dit nie gehoor nie? Ok, hy sê, as hy jou enige skade aangedoen het, of enige iets skuld, sit dit op my rekening. Hy sê in vers 19, hier skryf ek Paulus met my eie hand, ek sal dit betaal. Odysseus steel by sy baas. Gek. En teen God. Dis teen weg. Hulle sluit hom toe in die tjoekie. Hy raak 'n kind van God. En Paulus, sy teacher, sê vir die skuldeiser, hy is nie jou broer. Ek weet hy borrel want hy is 'n slaaf. Maar sê dit op my rekening. Want ek sê, ja broer, in die naam van die Here Jesus, bewys my hierdie guns. Maak my hart bly soos 'n broer in Christus. Ek skryf aan jou in die vertroue dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet ook dat jy selfs meer as dit sal doen. Hou sommer ook vir my huisvesting gereed. Want ek hoop dat God in antwoord op julle gebede my aan julle sal teruggee. Amen, halleluja, prys die Here. Is dit nie wonderlik? As jy wil weet, is ek onpaar as Christen. Kyk vir my in my oë. Dit is eintlik 'n teaching wat God van praat. Ek jou ander ding vertel vandag. 'n ander ding. Ons almal ken die verhaal van Saulus wat toe Paulus geword het in Handelinge 9 en op pad Damaskus toe om wedergebore kinders van God dood te maak. Hy het 'n brief gekry daarvoor om hulle dood te maak. En Jesus Christus tref hom en hy's blind. En hy's in die stof. En hy sê, gaan asseblief daarna Reguitstraat. En Saulus, wat hy daai tyd bekend gestaan het, maak so. En glo my, al die kinders van God wat wedergebore was, het geweet van Paulus, Saulus, wat 'n hitman is vir kinders van God. En arme Ananias word geroep. En God sê vir Ananias, Ananias, ek wil hê jy moet na Reguitstraat toe gaan. En daar sal jy Saulus van Tarsus kry. En hy is besig om te bid. En in sy gebed gaan hy weet, jy gaan daar arriveer. En dat jy hom die hande moet oplê, sodat hy hom kan bekeer. En dan sal hy weer kan sien. En onthou nou, dis jou geestelike broer. Saulus het dit geken, want dis wat met hom gebeur het. Hy was nie 'n slaaf nie, maar hy was getref deur die koninkryk van God.
genadig om iemand vir hom te stuur, om vir hom te bid en hande op te lê en te sê, be healed in Jesus' name. Is dit nie amazing? En hy voel, kom ek skryf vir Filemon 'n briefie, en sê vir hom, ek het Onesimus jammer gekry, saam met my hier in die tronk, en hy het hom bekeer, en ek wil hê, jy moet hom in die koninkryk aanvaar as jou broer, ruk jou reg. Want ek weet wat dit vir my beteken het. Toe ek niks was, nadat God my getref het met sy krag en ek blind was. Jy sien, uit slegte ervaring, soos wat dit met Saulus was, het iets fantasties gebeur. Die skeiding is gebreek tussen eienaar en slaaf. God het dit kom demonstreer in hierdie ellenlange brief. God met die. Nou is die vraag van God aan ons, sal jy dit doen? Hierdie ou wat jou so sleg behandel het, gaan jy hom vergewe en vryspreek? Gaan jy hom die kans gun om jou lewenstyl waar te neem as 'n lewendige sendingbrief? Ek het die voorreg gehad in die dag om te sien Dr. Weineman, die president van die AGS Kerk, preek oor ons moet dit nooit ophou doen as lewendige sendingbriewe nie. Ons lewenstyl, ons manier van lewe op aarde moet sigbaar wees, dat ander daardeur hulle harte vir die Here gee. Dis dieselfde ding. Hy spoor ons aan vandag en sê, doen so, vir my koninkryk se onthaalde. Nie vir jou ego nie, man. Los dit by die huis. Ek sal dit in elk geval uitsorg. Jy sal die vrugte pluk. Want dis die vrug van die Heilige Gees wat jy nou voorbring. En hy sê, ek sê jou vergoed. Ek sê jou vergoed. Amen. Kom ons lê die oor. Here, hierdie is kras, harde woorde vir ons as mens. Wat geleer is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand en 'n klap vir 'n klap. Die Here, ons weet, U het ons kom verander. U het U Gees in ons geplaas en U Heilige Gees het vir ons 'n vleeshart gegee. Maar ook het U ons sielsdimensie totaal verander. Om anders te dink en op te tree, want ons behoort nou aan U. U is ons hemelse Papie. Ons volg U aard en karakter hier op aarde. Dankie dat U agape liefde ons leer dat die lewe gaan nie meer oor ons eie belang nie, maar U belang en ook ons medegelowiges in Jesus Christus naam. Amen.